Ons gesels vanoggend met Jankemie Loots. Sy is 'n stilbaai meisie wat tans in Jerusalem woon en as vrywilliger werk by die Bridges for Peace. Welkom Jankemie by Radio Fynbos. Baie dankie Karen, dit is 'n eer om hier te wees. Man, is so lekker, ek en jy het nou so lekker gesels, maar ek wil hê ons moet 'n paar punte aanroer vir ons luisteraars. So, kom ons vertel hulle heel eers, Jankemie, hoekom kies iemand so jonk soos jy om Israel haar huis te maak? Wel, Karen, eerlikwaar, was nie 'n keuse gewees nie, Ja. of die keuse het nie by my begin nie. Ek was in 'n plek in my lewe gewees, so 4 jaar terug, wat ek het 'n gebed aan Vader gegee. Ek het vir hom gevra dat hy vir my iets nuuts moet bring in my lewe. Ietsie wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek was net so in 'n plek gewees wat ek begeer het om om iets nuuts aan te pak in my lewe. So dit was net daarna wat ek 'n advertensie gekry het op my Facebook. Ja. En die titel het gesê Zealous for Israel. En dit was 'n jong mens program wat aangebied word deur Bridges for Peace. En die titel het my oog gevang en my hart het so geroer, hoe kan ek sê? Ja. En net om die lang storie kort te maak, ek het net gevoel ek moet uitreik na die mense en ek moet vir hulle, jy weet, om meer inligting te kry, meer uit. Ja, ek het net dit gedoen. Ja. En voordat ek myself bevind het, toe is ek in hierdie program ingeskryf. Ja. En dis actually 'n 11 maande lank program wat Ja. jy kom Israel toe, jy bly in Jerusalem en jy volunteer vir 11 maande en jy word disciples, ek dink ek sê dit reg, Ja. discipled. En jy word geleer oor die land en waar pas Christene in die tyd van vandag en met Israel en waar pas alles in? En eerlikwaar, ek het geglo dat ek gaan net hierso wees vir 11 maande. Ja. Ek gaan gedisipeld word en ek gaan, so hoe kan ek sê, die olie kry waarvoor ek gevra het vir Vader en dan gaan ek huis toe kom. Ja. Maar dit was 3 maande in die program en ek het net smoor verlief geraak op hierdie land. Ja. En ek het Vader gevra, Abba beteken Vader in Hebreëus, kan ek asseblief hierso bly? Ja. Kan ek asseblief hierso bly? Dit het my lewe verander. So. Of althans, deel van my lewe heeltemal verander. So ek kan nie regtig die eer vat om te sê ek het Israel gekies nie. God het hierdie deur oopgemaak vir my en dit is net wat Vader in staat het vir sy kinders. Ja. Is net soveel meer as wat ons kan uitdink vir onsself. Net so. So ja. Maar waarom dink antwoord? Ja, dit is baie goed. Maar waarom dink jy fokus God juis op weet spesifiek hierdie mense? Die jy weet, ek wil amper sê die mense wat die wêreld miskyk. Ja, dis 'n goeie vraag. Ek kan uit my eie lewe oor getuig dat as ek nou nie anders kan sê nie, maar ek was nie 'n uitsonderlike Christen nie, as ek dit so kan sit nie. Ek was 'n doodgewone gered toe ek 13 was. Ek het die, jy weet, soos ons elkeen die pad probeer stap. So daar was niks uitsonderliks van my nie. Ek het nie hierdie groot gawes gehad of kan in tale bid en ek was doodgewoon gewees. Maar na COVID het ek en God baie what's close intiem geraak. Ja. En daar het net 'n plek gekom waar ek wou meer hê, meer.
En ek is so bly dat ek so gefokus was op hom in daai tyd, want toe kom hierdie geleentheid op vir Israel. Ja, As ek nie so intently op hom gekyk het nie, sou ek nie die keuse gemaak het om te gaan nie. ja, En ek sou gekyk het na die golwe, ek sou gekyk het na die impossible, maar weet jy wat? Vader het my met sy regterhand gelei en ek is bly ek is bly dat ek noem myself 'n niemand. Ek is bly ek was 'n niemand wat hy gekies het. Net ja, soos wat Yeshua, Jesus, sy disippels uitgekies het. Hulle was nie hierdie groot fariseërs of hierdie leiers of hierdie wyse mense met al hierdie inligting of ja, hoe kan ek sê braafheid nie. ja, Hulle het net geglo omdat hy hulle geroep het. So en dis ek bedoel weer eens alle eer aan hom. ja, Dat hy my gekies het wat net hierdie normale Christen is ja. en dit het net een stap van geloof geneem. Oh, Net dit, een stap van geloof en dan kom Vader in en hy vat jou verder. ja, dit is amazing. Maar Jankemie, uit die aard van die saak vir jou om deel te wees van die program en daar te wees, en ek voel, dis ons hart vandag. Vertel vir my van die Adoption Pledge program. Waaroor gaan die inisiatief en hoe raak 'n mens betrokke by ja, die immigrante in ons gemeenskap? So die Adoption Pledge Program is net 'n naam of 'n titel. Dit is gefokus om die immigrante te ondersteun wat die Joodse immigrante wat terugkom Israel toe. Ja, In soveel gevalle wat die Joodse immigrante kom, is as gevolg van oorlog, as gevolg van antisemitisme, ja, as gevolg van jy kan dit net noem. So in baie gevalle kom hulle Israel toe met niks. ja, Ek praat van niks. Ek dink die eerste keer toe ek gehoor het van die program en hoe ek betrokke geraak was in 2022 het die oorlog in tussen Oekraïne en Rusland uitgebreek. En ek beloof vir jou, in 6 maande het daar 50,000 Joodse immigrante geïmmigreer na Israel toe. En ja, so ek het hulle stories gehoor. En laat ek nou net weer 'n bietjie rewind. So my posisie in hierdie program is ek doen die administrasie van dit, maar ek doen ook die onderhoude vir die program. Wat families, enkelmense, hulle doen aansoek vir ons program wat 'n jaar ondersteuning aanbied. Doen hulle aansoek en wanneer hulle deur daai sif gaan, dan reël ons 'n onderhoud waar ek hulle stories hoor. En ek het die eer om hulle stories af te neem en te skryf en dan soek ons nou weer ondersteuning vir hulle vir 'n jaar wat vars kos, geblikte kos, vervoer en as daar iets noodsaaklik is, dan voorsien ons dit vir hulle vir 'n volle jaar. so, En as ek net weer ietsie kan deel wat dit so incredible maak dat ek deel geword het van hierdie program, want oorspronklik was ek in die jongmensprogram en toe na dit besluit ek wil aanhou volunteer, ek wil aanhou bly en dien hier in Israel. Toe doen ek aansoek as 'n gewone volunteer en ek het geweet van hierdie posisie wat oop gaan, maar die organisasie kies waar hulle jou in plaas en ek het toe vir Vader gebid en gevra ek wil graag dit doen. ja, En as ek 'n bietjie kan terugwind, voordat ek met die Zellus program begin het, toe ek nog in die preparation was om Israel toe te gaan, het ek vir niemand gesê ek gaan Israel toe nie. Ek het dit stil gehou want ek het geglo Vader wil my gereed maak en hy wil vir my wys hoe hy berge wegskuif. ja, En ek was by 'n gebedskonferensie gewees ek dink in McGregor ja, en daarso het 'n vrou geprofeteer oor my en dis die eerste keer dat iemand geprofeteer het. En sy het 2 goed vir my gesê. Sy het gesê,
Eerstens, ek lyk soos Anne Frank. Vir Ja. die wat nie weet wie Anne Frank is nie, Ja. dis 'n Jodin wat in die Holocaust oorlede is. Mhm. Sy was 'n skrywer gewees. So. So hierdie vrou profeteer en sy sê vir my, jy lyk soos Anne Frank en net soos Anne Frank deel was van om geskiedenis te skryf, so sal jy ook. Jo. En die tweede ding wat sy vir my gesê het, en dis sy sien dat ek in Israel is. Sy weet nie hoekom nie en sy weet nie hoe lank nie, maar sy sien my iets bou in Israel. Ja. So net om weer eens te sê, sy het nie geweet wie ek is, wat my naam was nie, en ek het ook met niemand gedeel in daai tyd dat ek beplan Israel toe te kom nie. So Jankemie. So om terug te kom by die adoption program, dit my eers nou die dag geslaan terwyl ek besig was om 'n familie se storie te skryf. Ja. Dat ek is letterlik besig om stories, geskiedenis te Ja. skryf. Ja. En so dit het my net hoendervleis gegee. Ja. Om te weet dat al hierdie goed gaan gehou word en Ja. dit gaan wat baie mense my sê, jy leef nou deur geskiedenis. Ja. So daar is 'n waarmaker, ons God is 'n waarmaker van sy woord, sy beloftes. Ja. So ja. Dit is wonderlik om te sien hoe Dit was nou diep beskrywing vir die adoption program, maar as enigiemand ooit belangstel om 'n familie of 'n enkel persoon te wil ondersteun, Ja. kan hulle na die webtuiste van Bridges for Peace toe gaan en hulle kan instem om 'n familie te help vir 'n jaar en net te ondersteun. Dis wonderlik. Nou Jankemie, dit is nou die Adoption Pledge program, maar ek wil vanoggend ook by jou uitkom. Jy is in Israel, jy werk daar, jy's 'n volunteer. Ek meen absoluut, God voorsien. Hy is, soos jy sê, hy doen dinge bonatuurlik, maar hy gebruik mense nog steeds om hierdie dinge, jy weet, uit te voer. So ons as Radio Fynbos het net gevoel, ons wil agter jou kom staan as 'n meisie uit Stilbaai, iemand wat ons dorp verteenwoordig, iemand waarvoor ons lief is. Ons wil hoor, hoe kan ons gemeenskap agter jou kom staan en dit vir jou moontlik maak om daar te wees? Is daar 'n manier wat mense finansiëel kan betrokke raak? Watter ander maniere is daar? Hoe maak ons kontak en waar kry ons jou besonderhede? Verseker. Weet jy wat, dit is eerstens dit beteken vir my so baie die liefde en die ondersteuning wat ek klaar ontvang van my gemeenskap in Stilbaai. Ek voel ek word gedra op die hande met julle gebede en vir die boodskapies wat julle stuur om in te check, is ek okay. So ek wil net weet net dit uitkry dat ek is so dankbaar vir julle. En dit is baie eenvoudig. Ek gebruik of om vir die luisteraars maklik te maak. Hulle kan op die Bridges for Peace website gaan, Bridges for Peace South Africa. En daar is 'n opsie wat jy 'n volunteer kan ondersteun en my naam sal daar opkom. Dit is die mees eenvoudigste manier en maklik soos ek sê, dit is maklik. Maar ek is aktief op sosiale media. As mense my storie daar wil gaan lees of gaan volg. Ek's op Facebook, jy kan net my naam intik, en ek is op Instagram, jy kan net my naam intik. En dit is 'n publieke blad. En as mense regtig graag my storie of hoe kan ek sê my nuusbrief wil lees wat ek maandeliks uitsit, kan hulle vir my persoonlike e-mail stuur. Ek weet nie, kan ek my e-mail vir jou so. Jy kan. So my persoonlike e-mail is Moosieloods, dis moosiloods@gmail.com. En net vra vir 'n link vir die nuusbrief en ek sal seker maak om maandeliks dit direk te stuur. Maar ja. Dis wonderlik. Dis al die inligting. Dit is, en dit was vir ons 'n voorreg. Dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels. Ek onthou ons eerste ontmoeting by 'n troue
waar ons langs mekaar gesit het en ons het Ja, allerlei geselsies gesels oor ons skryfdrome en daai dinge en dit het my hart nou so ja, geroer om te hoor die profesie wat oor jou lewe uitgegaan het en wat die Here en hoe ja, hy dit in plek sit. So dis net so lekker om te weet wanneer 'n mens naby God wandel. Ja, hy kyk vir ons. Hy beskerm ons, hy's saam met ons. So Jankemie, mag verseker. mag jy geseënd en beskerm wees daar waar jy is en dankie vir dit wat jy doen Dankie en ek sien uit om te sien hoe die Here vir jou deure oopmaak en soos jy sê hoe jy jou. skryf van geskiedenis. Ag, dankie Karen, dit was sulke voorreg gewees Ja. en ja, seëninge vir jou ook van Jerusalem.